Myne is 'n bekende gesig in die Laafland familie. Hy inspireer besighede, individue, sportspanne, skole en kerke as spreker en skrywer en 'n lewensafrigter. Myne, ja, welkom vandag hierso. Ja, dankie. Goed om hier te wees. Ja, jy kom nou van Australië af. Jy het nou April by Laafland begin. Ek is nou regtig broers na al die jare dat ons mekaar ken. Is interessant dat jy van daai ver deel van die wêreld moet kom om ons hier in ons land te kom inspireer. Ja, nou, dis deel van ek glo dis my opdrag wat die Here vir my gegee het. Om mensen te aanmoedigen. En in Zuid-Afrika is altijd thuis voor mij. Ik is geboren hier. Ja. Ik is een seun van die land. Ja. En ik is hier om mensen te motiveren. Ja, ik zie uit naar die pad wat voor lê en ik zie die leë hoop boeke. Dus soos ek jou ken, ek sê altyd vir die mense wat daar werk praat, hulle moet mos op hulle hande gesit want jy gaan 'n paar boeke hulle verkoop, maar wat my daardie opgeval het, die een wat jy gesê het, 'n boer maak 'n plan en die Indianer om verkoop, dit was 'n lekker boek en die een wat ons vir baie mense alles geskenk gegee het, is Tomatiestraat. You know, my eerste Afrikaans boek is 'n boer maak 'n plan, maar jy het 'n Indiër nodig om dit te verkoop. En die ding is dat mense vra vir my, wat is dit dat jy verkoop? Ja. En ek sê vir hulle, ek verkoop 'n boodskap van hoop. Want ons kan 'n onbekende toekoms in die hande van 'n bekende God vertrou. Ja. En ek het baie met die boeremense gesels, omdat hulle gaan deur baie teenspoed en vervolging. So my boodskap is altyd om na hulle oë vaskanaal wees op die Here. Ja. En jy weet dat jy miskien jy het nie beheer oor baie dinge nie, maar God is in beheer en dis waar ons vertrou moet wees. Ja. Jy het ook daai tyd die leeu's toe hulle regtig Jan en Eltus, ek wil hulle nou deurtrek na Nisboere ook, maar jy het hulle gevat van toe dinge sleg gegaan het daar tot weer baie suksesvol. Dink jy dis iets wat mense kan toepas? Ja, wys. Nee, so my boodskap by die leeu's was jy het gepraat van Tomatiestraat. Ja. En my boodskap was julle is in moeilikheid, julle is in slegte tye, julle is in teleurgestelde tye. Ja. Ek ken daai plek. Julle Afrikaanse mense noem dit Tomatiestraat. Ja, dis ek het hard gelag omdat meeste van die jong spelers het nie geweet wat Tomatiestraat bedoel. So ek het vir hulle gesê, no, die Indiër moet vir Afrikaans leer. Ja. Maar ook, jy was deel van die voorblad om dit te skep. Ja. En in die Tomatiestraat, die subtitel is, moenie tou opgooi nie. Ja. En jy het gesê, Mayan, kan jy asseblief 'n tou op die voorblad sit, dit sal maak sin. So ek het die navorsing gedoen en ek het geleer dat Tomatiestraat, daai spreekwoord kom uit van die Huguenots. Ja. Toe die Huguenots in Europa was, die rede hoekom hulle na Suid-Afrika kom is omdat hulle was vervolg. Ja. En daar was baie slegte dinge wat het gebeur. Ja. En die Tomatiestraat, meeste van die Huguenots was gehang vir hulle geloof, omdat hulle was protestante en hulle was gehang. Ja. En die rede hoekom mense noem dit Tomatiestraat is omdat hulle was gehang voor almal in die public arena. Ja. En voor hulle is gehang, mense vat die tomaties en hulle gooi hulle met die tomaties. Ja. So wat is vol in die straat? Ja. Tomaties. Ja. So dis waar jy kry daai spreekwoord. Jy is in Tomatiestraat. Dit bedoel dat jy is in groot moeilikheid. Ja. En so dis waar die Tomatiestraat kom uit van. En my boodskap by die leeu's was om vasbyt en deur te druk om te wees in beheer van wat jy het beheer oor en nie om te bekommer wees nie om wat jy nie beheer oor. Ja. Is dit iets wat mense die les wat jy daar vir hulle geleer, iets wat mense kan deurtrek na Nisboere, mense wat 'n nuwe besigheid begin miskien uit nood weer uit en nou moet dit vir hom werk. Wat se raad sê jy vir hulle gegee het? Ek dink dit is baie praktiese en dit pas baie mooi met mense wat boere doen op die plaas om te weet dat moenie fokus op die dinge wat jy is nie in beheer oor nie. En dis wat ek het vir die leeu's gesê. Julle is uit van Super Rugby nou, slegte tye, moeilikheid, teleurgestelde tye. Maar wat kan julle doen om dit te verander? Daar's niks wat jy kan doen om dit te verander, maar jy kan fokus op die volgende wedstryd. Ja. En doen jou beste om dit te wen en doen jou best en jy sal sien. Ek dink vir my ek is ook 'n pastoor en ek hou baie van die woord waar Jesus het gepraat van Lukas 16:10 tot 11 waar dit sê wees getrou in die min en dan ek sal vir jou meer gee. En die probleem is dat nou ons fokus op die meer alles wat ons wil kry, maar ons doen nie die beginsels is om fokus op wat jy alreeds het. Werk met jy alreeds het. So met die boeremense, ek weet, hulle gaan deur baie uitdagings. Maar hulle is nie in beheer van meeste van hulle, so die klimaat, die weer en die wet. Jy is nie in beheer oor dit nie, maar wees in beheer, fokus op wat jy is in beheer oor, om jou plaas en wat jy kan doen. So dis waar dit begin. Omdat dis so maklik om depressed te wees, om teleurgesteld te wees. En dis wat die duiwel wil. Die duiwel wil jou oor af van die kruis haal. Ja. En dis waar ek sê vir mense, fokus op wat jy kan doen, nie op wat jy kan nie doen nie. Ja, daai teks wat jy genoem het, is eintlik waar baie relevant vir Nisboere, wat jy weet, begin met min, maar ook net man, ek weet jy werk baie met sportmense en ek dink om regtig in 'n sportwêreld met baie kompetitief erns te kom, dit
vat baie dissipline en harde werk, maar as jy dit kan deurtrek weens na boerdery, nisboere, wat se raad sê jy vir my daar kan gee? Je weet, mijn nieuwste boek is Raising Champions. En CJ van der Linden, die bokstoet, die in die Wereldbeker 2007 gewin. Hij praat van zijn ervaring toen hij groot geworden was op die plaats. En hij zei het in die teenoorgestelde dat hij het zoveel baie lessen geleerd toen hij op die plaats was, wat hij het kon gebruiken in die rugbywereld. Voor mij als een levensafrichter, dat is 10 dingen waar ik focus op, om te zeggen dat 10 dingen wat nodig, 0 talent. En een van die dingen wat nodig is, 0 talent, is je work ethic. Hoe hard werk je? En in Zuid-Afrika ons weet dat die boeren werken baie hard. En het is zo makkelijk om als dingen niet goed gaan, nie, om te zeggen, ja, dat is niet die moeite waard niet. Maar denk aan van, hoekom? Wat is je hoekom? Hoekom is je wakker in die ochtend? Hoekom doe je wat je doet? En voor mij, mijn passie is oor die Here. Om te zeggen, dank je Here. Jij hebt zo'n grote prijs voor mij betaald vanaf die kruis. En jy het je leven gegeven. En dat is hoe ik tot bekering gekomen heb. Toen ik geleerd heb, dat was een God wat voor mij zoveel liefde gehad heeft, dat hij het op die kruis gesterven heeft. Dat omdat de Heer voor mij zoveel gedaan heeft, ik moet voor hem mijn hele leven geven. En ik weet ook om te boren, dat is geestelijk. Maar dankie, ja, ek weet ons nou tyd, maar ek sal eindig met daai stukkie wat ek nou dag van een van julle gehoor het, wie gepraat het van die patties, en jy gesê het, opmaaklik op hierdie oomblik net patties, ek gaan dit so goed as moontlik doen en dit gaan my voorbeeld wees en as jy kyk waantoe lei dinge en waar is jy nou en jy gaan nog 'n groot impak in ons land maak. So baie dankie wat jy vir al die bemoediging wat jy so in die platteland doen by die boere, by die skole en is lekker om met jou as 'n vernoot te hê. Ja, dankie.